Goeiedag, baie dankie dat julle weer by ons ingeskakel het hier so by Shield Bearers en ons gaan vandag hopelik nie mense kwaad maak nie, want hierdie is 'n baie ernstige onderwerp en maar ons gaan weer eens net die Bybel en die Bybel alleen gebruik en as jy dalk 'n bietjie ontsteld is daaroor, dan moet jy dalk net vra, dalk is die Heilige Gees wat met my gesels om vir my die lig te wys. Want Ja, en sonder die Here kan ons nie aangaan nie, so Wynand, as jy vir ons oopmaak. Ja, ons lê dan so. Onse Vader wat in die hemel is, ek vra dat U saam met ons sal wees, liewe Here. U waar ons hierdie belangrike onderwerp gaan bespreek, vra ek dat die aanbieders vandag, liewe Here, dat U ons sonde sal afwas, dat ons hier met 'n reine hart voor U kan staan en met die mense gesels, en ek vra dat U die luisteraars en kykers sal bystaan en U vul met hulle vul met die Heilige Gees. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. Nou Wynand, hier het ons nou, hoe weet ek 'n profeet is eg? Want as ons nou vandag na ons algemene kerke kyk, dan is dit basies ons 3 susterkerke wat nie profete het nie. Die ou apostels, al die charismatiese kerke, almal het profete. Ja. Maar hoeveel mense het al hulle profeet getoets? Ja. Of hy eg is? Ja. En wie vat dit maar net soos Ja, vanselfsprekend, dit my kerk leer dit en ek aanvaar dit maar nou net soos wat dit almal gaan. dink ag, hy's so goeie. Daar's nie iets vals in hom nie. Maar baie keer daai profete dink ook hulle is eg. Ja. Want hulle word nie hulle word deur 'n gees gelei. Maar dit is nie altyd die gees wat hulle behoort te lei nie. Die regte gees wat hulle Die regte gees, ja. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen om as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. Dit is 'n rowwe ene. En wat nou hierso, ek wil nie sê hartseer nie, maar tot 'n mate is dit hartseer. Want die meeste van hierdie valse profete, hulle mislei hulle mense deur wonders en tekens. Die ou kom daar in met krikke en hy stap uit sonder krikke, môre is hy weer waar hy was. En ek het ook al gesien dat baie van dit 'n klugspil is en dat dit as prins so gemaak is dat die ouens net na sy kerk toe moet kom. Ja. En baie van hulle is natuurlik regte wonders en tekens wat met deur 'n ander gees gelei word. Nou, het jy al ooit gehoor van iemand wat sonder bene op 'n reistool ingestoot word en hy stap met sy 2 bene uit? O nee, daai gebeur. Dit nog nooit. Of waar daar 'n lijk is en almal kan sien. Dit is hoekom Jesus gewag het dat Lazarus vir 4 dae dood is, want hulle het gesê hy ryk al. Dat so iemand opgewek word. Dit is wondertekens. Maar vir Satan om iemand 'n pyn te gee en dan onder groot sensasie net daai pyn weg te vat, dis nie 'n wonderteken, maar die wêreld word mislei. Nou ek het nou hierdie een nou nie die hele teks ingesit hierso nie. Het ons nie in U naam groot wonderwerke gedoen, in U naam duiwels uitgedryf, siekes gesond gemaak, kragtig gedoen nie. Dan sê hy, ek het julle nooit geken nie, julle wat my wet oortree. Gaan weg van my af. Ja, dit is en hulle dink hulle doen die regte ding. Ja, hulle ek meen hier sê hulle vir Jesus, ons was dan onder die indruk, ons doen die regte ding, maar dit wat hulle gedoen het nie ooreengestem met die Bybel nie. En wondertekens is nie algemeen nie, dit is oral, by elke valse profeet. Dit is waarop hulle mense trek en waarop hulle bou. So, ek wil net nog iets hierso sê, voor ons afgaan. As dit nie Jesus is wat die wonderwerke doen nie, deur wie se krag word dit gedoen? Ja. Dan moet profete mos getoets word. Definitief. God waarsku ons oor en oor teen valse profete. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Baie. Ek dink hier daar's 'n beter
prentjie om dit te voor te stel nie. Dis 'n pragtige prentjie. Okay, dit is nou sommer net 'n getekende ding, maar sy boodskap is groot. Kyk hoe volg die skaap hom en waarheen volg hulle hom? Na die vleispot toe. Na die vleispot toe. Na die ewige, na hulle dood toe. Ja. Ja. Nou, kom ons lees eers gou. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhaal. Ja, nou as ons praat van demone of hierdie duiwels, in Engels is dit nou demone. Wie is hulle eintlik? Waar kom hulle vandaan? Daai gevalle engele. Ja, dit is die gevalle engele. Dis hulle het in 'n rebellie gekom in die hemel. Hulle het Lucifer gevolg, die hoofengel, en hulle saam met hom 'n derde van die hemelse engele is uitgegooi. En dis magtige engele. En hulle dit is nie vir hulle 'n probleem om wonderwerke te doen nie. Baie van hierdie UFO's en al hierdie goeters. Dink hulle dit is nou mense van ander planete of wesens van ander planete. Dit is hierdie demone wat met hulle speel. Jy weet ek sien baie toe ek nou nog in die wêreld was en ek het al hierdie Hollywood films en so aan gekyk. Hulle stel die demone voor as sulke vieslike goed. Nee, en selfs die duiwel stel hulle voor as hierdie lelike, wreedaardige dier ding. Maar as jy die Bybel lees, is dit 'n mooi geskape wesens van God en pragtige goed. So jy dis maar nou die Hollywood se manier om weet ook twyfel te saai in wat in die wêreld aan die gang is. Dis reg en dis wat hierdie teks ook nou vir ons sê. Want die Satan self verander hom in 'n engel van lig. Ja, hy kom nie met horings. Ja, en 'n gedroggie nie. Die Bybel stel hom wel voor as 'n draak, maar in die hemel was hy 'n engel wat op die Godeberg geloop het. En hy het gesê ek wil my gelykstel met die Allerhoogste. So hy was nie sommer 'n kiepie daarbo nie. Hy was 'n engel wat aansien gehad het. Dit laat my dink want ons gesels altyd oor die karakter van Jesus. En dan die Bybel gee dit so mooi dat die karakter van Jesus is sy 10 gebooie, nê? Wat alles draai om liefde. Dit is wat Jesus is. Hy's net liefde. En om die Bybel te kry om die simbool te gebruik vir Satan as die draak. Ja. Dit gee jou mos nou eintlik 'n draak, hy verwoes. Hy's daar om te dit beeld eintlik meer sy karakter. Sy karakter uit, ja. En sy dienaars doen hulle voor as dienaars van geregtigheid. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Ja, so hier sien ons Satan kom as daai engel van die lig, maar sy dienaars ook. Hulle loop nie rond met horingkies nie. Hulle kom voor as mense van geregtigheid, nê? Dienaars van geregtigheid. En die hele wêreld volg hulle. Hoe kan hulle vals wees? Maar jy moet hulle toets aan die Bybel. Ons gaan vandag vir ons kykers sê, hoe toets ons hierdie dienaars van geregtigheid? Die leraars en jou profete en jou en dan gaan er nog valse Christusse ook kom. Valse Christusse ook. Ja. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ja, ons word so maklik kwaad vir mense. Maar mense is baie keer doen hulle bose dinge onder die invloed van die bose. Al hoe ons kan weet, ons word nie deur die bose gelei nie, is as ons die herder volg. As ons oë op die herder is en ons kyk na sy woord en ons volg sy woord en ons wyk nie van hierdie woord af nie. Dit is al hoe ons kan weet. En die groot probleem is die valse herders gebruik ook die woord, maar hulle verdraai hom. Ja. En as enige iemand daai tekste vat en hulle gaan lees daai hele hoofstuk in konteks, dan jy kan nie want die Bybel Jesus gee vir ons daai belofte dat hy wat soek sal verseker vind. Daar is nie two ways about it nie. Ja, jy sien soos jy sê Leon, dit is
hulle vat hom heeltemal uit konteks uit. Hulle sal een versie vat en 'n hele teorie oor hom bou. Dalk 2 of 3 versies en dan 'n hele teorie daaroor bou. Maar dan word daai versies ook uit verband uitgeruk, soos jy sê. Maar ek moet ook sê, ek het ook nou al gesien hierdie wat ons opneem, dan sê die mense van ons kommentaar sê ons vat die tekste uit verband uit. Ja. En so dan dink hulle ons doen dit, maar ek weet nie of die mense dit self gaan lees nie. Ek dink dit kom maar net as hulle net vir ons sal sê watter teks. Ja. Dit voel hulle het ons uit, dan kan ons vir hulle wys. Hy is nie uit verband. En dit is hoekom as ons oor 'n onderwerp praat, dan gee ek nie net een teks daaroor nie. Ek gee en ek wil vir ons kykers sê dit is die manier om dit te doen. Jy kan nie 'n teksie vat en self 'n teologie om hom bou nie. Jy moet daai teksie vat en dan moet jy, kom ons vat byvoorbeeld die toestand van die dode. Dan moet ek van Genesis tot Openbaring al daai verse bymekaar bring. Dis nie 'n miljoen nie. Dit jy gaan nou 'n sekere goeie vol teks hê. Maar as jy daai klomp teks het en jy lees hulle almal deur, dan moet jy die konteks hê, die regte konteks hê. En dan hoef jy nie eie opinies oor 'n teks te gee nie. Hoe kan God se kinders in die volle waarheid gelei word? Okay. Want die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het. Hy doen niks. Absoluut niks doen hy. Elke ding wat op hierdie aarde gebeur, het hy vir sy profeet, maar as jou profeet dit nie weet nie, want al die baie kerke het nou almal profete. As jou profeet nie vir jou op hoogte hou van dit wat in hierdie wêreld gebeur nie, dan sê dit vir my hy is nie in kontak met God nie, want as hy in kontak met God is, dan kom niks op hierdie aarde as 'n verrassing vir jou. Niks. Want jy is dan in kontak met God en hy het vir jou mos nou alles mooi verduidelik. Ja. So en elke ding wat gebeur, as jy deur die regte profeet gelei word, weet jy wat is die volgende ding wat nou in die wêreld gaan gebeur en wat is die volgende ding en die volgende. En die groot ding is daai profeet gaan jou lei na Jesus toe. Hy gaan jou lei na Jesus toe. En soos die Bybel vir ons sê, vir die wêreld gaan Jesus kom soos 'n dief in die nag, maar vir sy kinders gaan dit glad nie 'n verrassing wees nie. Hulle gaan gereed wees wanneer hulle verwag hom. Ja, hoekom? Want hulle ken daai en hulle word deur God se profete gelei. Moet God se kerk regtig profetiese leiding hê? Ja, kyk, ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerders na julle toe. Ja, ek het nou nie die hele teks ingesit nie, want hy's bietjie lank. Soos om nou verder lees, dan kom dit daarop neer. En julle sal daai profeet haat en julle sal hom vervolg. Van die een stad na die ander sal julle hom vervolg. So geen van God se profete is geliefd nie. Nie eers in hulle eie kerk nie. Was Jesus geliefd in sy kerk? Nee, glad nie. Die leiers van die kerk het die heeltyd 'n rede gesoek om Jesus te reg te stel, te kruisig. So as jy 'n profeet het en daai profeet is verskriklik geliefd, dan moet daar 'n vraagteken. Dan moet jy 'n vraagteken oorsit, want geen van God se profete was geliefd nie. Almal en sy apostels, almal is gedood, is vermoor. Voor die voet. Daar's nie uitsonderings nie. Johannes is nou wel nie gedood, maar hy was in kookolie gegooi en toe hy nie doodgaan nie, het hom uitgehaal en toe is hulle bang vir hom en hulle stuur hom Patmos toe. Maar die feit bly, dit was 'n poging om hom ook dood te maak. Al die apostels is vermoor. Die Here sê, julle praat so mooi, julle verf die grafte mooi wit, maar dit is julle voorvaders wat hulle vermoor het. So as 'n profeet, dit is nie 'n geliefde persoon nie. Vandag daar's ouens, ek hou nie daarvan om name te noem nie, maar omdat hierdie ou nie baie bekend is nie, gaan ek sy naam noem. Reinhard Bonke, het jy al van hom gehoor? Dit klink nie vir my bekend nie. Hy preek baie in Afrika. En hy huur nie stadions nie. Hy huur vlaktes. Hulle kom, ek kan nou nie sê miljoene nie, maar hulle sit daai vlaktes vol as hulle kom om na hom te luister. En geliefd. Baie geliefd. En
En dit is presies die teenoorgestelde van hoe dit moet wees, nê. Moet profetiese leiding in die kerk wees? Okay, kom ons kyk wat, hierdie is 'n belangrike ene, lees hom gou vir ons. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels. Hier is die apostels, nê? Ja, die apostels is ons fondasie. Ja. Ten tweede, profete, ten derde, leraars. Daar is hy. So, ons moet die apostels hê, dit is hulle wat ons lei, ons moet profete hê, dit is ons kontak met God, en dan het ons die leraars wat ons lei. Maar die leraars moet jy ook nie net blindelings volg nie. Nee, hulle moet ook net volgens die Bybel. Ja, hulle moet as jy 'n leraar blindelings gaan begin volg, dan het jy nou 'n nuwe kerk ook. Ja, en dit gebeur so gereeld. Dit gebeur almekaar. Hier's nog 'n soortgelyke teks. En hy het gesê sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herder en leraar. Ja. En, dit beteken die predikante en die ouderlinge, evangeliste, profete en apostels. En die fondasie, die apostels. Dis interessant, hy word altyd eerste genoem, né? Ja. Die apostels word eerste genoem. Dis reg, want dit is die fondasie. Ja. Maar as ek na hierdie kyk, dan sê dit vir my, as 'n kerk nie profetiese leiding het nie, dan moet ek pad gee. Ook 'n vraagteken. Dan moet ek 'n vraagteken sit en ek moet gaan kyk na ene wat wel profetiese leiding het, en dan moet ek tweedens gaan kyk of daai profeet aan die vereistes voldoen. Want daar is so baie profete in verskillende kerke en hulle verkondig almal verskillende leerstellings. En almal volg hulle net blindelings. Nou hier kom ons nou by die toetse. Hoe toets ons nou daai profeet? Hier's nou 'n profeet in ons kerk en hy is so 'n pragtige man. Ek kan nie glo dat daar iets met hom kan wees nie. Vals in hom kan wees nie, nê. Nou sê die Bybel vir die eerste toets hierso, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Nou daar het ons die vrugte. Nou as ek nou die vrugte kyk, as ek nou na jou kyk, as ek nou na al die mense om my kyk, dan kan ek eintlik vir jou sê, hier waar ons bly, is almal dra goeie vrugte. Ja. Maar waarna kyk ek? As ek sê ek moet kyk na vrugte, dan moet ek weet watse vrugte soek ek. En dit is waar die geheim lê, waar die mense nie na kyk nie. Hulle kyk maar net, hy's 'n goeie ou, so hy dra die vrugte. Nee, ons moet kyk, hoe skakel hy in by Jesus? Ja. Jesus is die herder, en as hy 'n profeet van Jesus is, dan gaan hy in die karakter en in die voetspore van Jesus gaan hy volg. Ja. Met ander woorde, dit beteken, hy gaan nie skatte najaag nie. Hy gaan groot ene. Jesus of sy apostels of sy profete ooit skatte gejaag. Nee, hulle het net daar in die bos geslaap. Ja, in die Olyfberg. Hy het self gesê, die seun van die mens het nie eers 'n plek om sy kop neer te lê. Dis reg. En toe hy Jerusalem met 'n donkie ingekom het, was dit 'n ander man se donkie. Ja, nie sy eie ene, ja. So, hy soek nie sy eie belang in hierdie wêreld nie. Hy's ook 'n pelgrim hier op pad na die beter wêreld toe. Omdat hy nie sy eie belange soek nie, is al sy belange by die mense om hom. Hy gee vir hulle om. Hy gee vir hulle kos. Hy versorg hulle ten behoewe van homself baie keer. Alle nie voorwaardelike profeseë moet reg uitkom. Dit laat my dink aan Jeremia 18 vers 8 wat sê, lees hom gou. Maar as die nasies waarvoor ek gespreek het, hulle bekeer van hulle boosheid, sal ek berou hê oor die onheil wat ek van plan was om hulle aan te doen. Ja, so die Here het onheil oor hulle voorspel en toe bekeer hulle, dit is so amper soos Ninive, né? Ja. En toe die Here berou gehad oor die onheil wat hy oor hulle wou bring. Dieselfde met Moses. Ja. Moses het die volk uitgelei na die beloofde land toe. Toe hulle by die beloofde land kom, toe swaai hulle uit woestyn toe, daar het hulle almal omgekom. En hulle kinders is saam met Joshua en Caleb die beloofde land in. So die Here gee baie profeseë met 'n voorwaarde. En baie gee hy sonder 'n voorwaarde. So as hy die Here 'n profesie gegee het wat nie aan 'n voorwaarde gekoppel is nie, moet hy reg uitkom. Ja. Dit laat my ook dink aan toe
met Trump se vorige nee, dit was met sy tweede verkiesing, Ja. sy tweede keer wat hy toe wat Biden toe ingekom het. Toe was daar 'n kanaal op die TV op YouTube waar 'n ou met amper elke elke een wat homself 'n profeet noem, onderhoud gehad het om te hoor, gaan Trump inkom of gaan hy nie, en almal het gesê Trump gaan inkom. Ja, ja. Sonder twyfel. Nou as die Here daai gesê het, dan was dit sonder 'n voorwaarde, dan moes hy ingekom het. Maar al hierdie profete het misluk, want Trump het nie ingekom nie. Nou die mense, ek weet nie, almal het net aangevang om hulle profete te volg. Ja, so asof dit nou nie vervalse voorspelling was. Ja. Ek wonder of hierdie reën gaan pla, want dit sou op die oomblik buite Ek glo ons sal hom deur kan trek. Ja, so ek wil vir ons luisteraars sê, julle moet verskoon as die klank nog nie heeltemal reg is nie, maar buite sous dit. Ja, en ons waardeer hierdie reentjie. Ja, nee, dit is so. OK, kom ons kyk nou na die volgende ene. Volgens die wet en die getuienis. As ek nou sê die getuienis, wie se getuienis is dit? Jesus. Dis Jesus. Ja. En dit kan ook die getuienis van die profete wees oor Jesus. Nee. So as ons nou kyk vandag, hoeveel profete verkondig dat ons nog die wet moet volg? Ja. Almal sê die wet is volbring. Die wet is aan die kruis genaal. En hoeveel profete vandag volg Jesus in die manier wat hy gedoop is, in die manier wat hy die nagmaal gevier het, in sy Sabbat, in alles wat Jesus gedoen het. So is eintlik maar net baie min. Nee, Daar sê as jy amper nie so iets nie. Jy gaan baie soek om so 'n profeet te kry. Wat net die getuienis is, net by die getuienis. Maar ek weet nie van een wat nie die wet verwerp nie. Ja, almal van hulle sê ons is nou vry. Maar vryheid is waar 'n wet is. Ek het eintlik nou die dag so een gesien waar die die hele ark, voorbeeld van die ark, hy moes die 10 gebooie in en die staf van Aaron en die Johan binne die ark. Nou is dit 'n voorbeeld wat hy op sy stage vat terwyl hy nou die preek gee, en dan sê hy alles is weg, ons is nou onder genade. Dan vat hy die 10 gebooie, dan breek hy hom daarso as 'n voorbeeld, dan breek hy hom daarso, dan gooi hy, dan sê hy dis weg. Dan vat hy die staf van Aaron, dan breek hom en dan gooi hom en sê hy dis weg. Dan vat hy die hele ark en slaan hom so stukkend op die verhoog en dan sê hy dis weg, en dan roep hy die mense van die gehoor af en sê hy kom breek dit, dis weg. En dit is verskriklik. Ek weet watter ou jy van praat. Hy's van Klerksdorp, van Rensburg. Dit is van Rensburg. Ek is nie seker nie. Maar in elk geval hy's van Klerksdorp, die ou, en hy het groot aanhang gehad. Ja, baie. Ja, en dit is verskriklik. No more. Joy! Oh, Jesus, help me. Well, can you take it? Oh, man. No more. The pot of manna, no more. Staff of Aaron, no more. Woo! Break the thing. Sure. Break it! Break it! Profete moet die lig van die Bybel wees. Ja. Dit is al, soos ons al van die begin af gesê, dit is ons hele mikpunt hierso.
Ons fokus op Jesus en Jesus alleen, en as hy ons herder is, dan kan jy nie afdwaal nie. So die lig van die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Psalm 119 vers 115, daar is hy. Dis 'n pragtige teks. Ja. En dit is ook Galasiërs 1 vers 8. Ja. Sê selfs as 'n engel aan jou verskyn en vir jou 'n boodskap bring wat teenstrydig is met die Bybel, laat hom 'n vervloeking wees. Ja. En wie gaan 'n engel wegwys? Ja. So jy moenie eers 'n engel aanvaar as hy nie presies praat dit wat in die Bybel is nie. Die wêreld sal julle haat. Ja. Dit is nou daai ons het openingsteks gewees, nê? En dit was omtrent die lot van al die apostels en profete. Nie heeltemal dieselfde nie, maar soortgelyk. Hulle lewens moet van eenvoud en nederigheid getuig. En dit sien ons nie by vandag se profete nie. Ons sien die mooiste soeklye en paleise waarin hulle bly, hulle het leiwagte en dit is nie God se profete nie. Maar daar is ook armes onder hulle. Daar is van hierdie kerke wat baie arme profete het. So ek wil net vir ons luisteraars ook sê 'n profeet, daar kan van hierdie punte wees wat 'n profeet aan voldoen. Ja. Maar dit is nie genoeg nie. Hy moet aan almal voldoen. As hy nie aan almal voldoen nie, dan is hy nie 'n profeet van God nie. Okay. Hierdie alle profeseë in die Bybel loop in harmonie met mekaar. Ja. En as julle nou wil afwyking sien, dan moet julle kyk na hierdie apokriewe boeke. Ons het 'n video oor dit gemaak. Gaan kyk 'n bietjie daar hoe ver kan dinge van die Bybel af weggaan. Nou ek het hierdie ingesit want dit is die fondasie van alle profesie in die Bybel. As ons nou kyk na Daniël 2, Daniël 7, Openbaring en as jy oorgaan na Openbaring toe, dan is al die profesieë en al die diere waarvan ons lees in Openbaring is gebou op hierdie profesie. Ja. So as hy hiervan afwyk, dan is dit 'n daai profeet. Dan kan jy vraagteken oor hom sit en jy kan begin hardloop. Nou, hier kom die rille. Lees gou vir ons hierso. Die Heilige Gees word nie gegee vir sensasie nie, maar slegs aan die gehoorsaames en om die evangelie na die wêreld uit te dra. Ja, daai ene is Handelinge 1 vers 8. Dit is waarvoor ons gawes kry. Ons kry nie gawes om ons 'n groot kiek in die kerk te gee en ons te laat val en te laat brabbel en al daai goed. Dit is nie waarvoor hy gegee word nie. Toe die Heilige Gees gegee was aan die apostels op Pinksterdag, het hulle in 17 erkende landstale. Nou as julle vir ons kykers kan ek net sê, julle kan dit gaan lees in Handelinge 2, nê? Dat dit 17 verskillende regeringstale was waarin hulle gepraat het. Ja. Daar was nie 'n gebrabbel gewees nie. Almal het hulle verstaan in hulle eie taal. So as daar Griek was, het Paulus daarso Hebreëus gepraat, maar hy het verstaan wat hy sê in sy eie taal. Dis reg. Ja. So en dan die ander sensasie wat dit gee die kerk. Kyk nou, hier is nou sangomas. Almal weet wat 'n sangoma is, nê? Hulle is nie baie Christelik nie. Nee. Nou, hier is die sangoma, sy's uitgesny eintlik op baie prentjie. Sy het 'n lappie en dan swaai sy daai lappie en dan slat hulle neer agteroor. En dit lyk nou nogal bekend as ek gaan kyk na, ek wil ook nie sy naam noem nie, maar een of ander groot charismatiese Ja, jy kan eintlik na al die charismatiese profete en groot leiers kyk. Nou hier val sy agteroor en daar staan die een wat haar vang. Nou kyk hierdie ene, ook 'n baie bekende man daai, ons gaan nie sy naam noem nie, maar kyk hier om hom. Dit lyk soos 'n slagveld hier om hom. En wat interessant is, almal lê op hulle rug. Ja. Nee, nie een lê op sy maag nie. Ja. Nie een het vooroor geval nie, almal het agteroor geval. En almal het Kampsdag die Gees gekry, né? Ja. Ja. Ek was net so terloops een keer by 'n uitgenooi gewees om na 'n Hindoe byeenkoms te gaan kyk, waar hulle gaan af in die riviertjie, dan word almal gedoop in die dood van Lucifer, dan kom hulle uit.
en dan staar hy oë en dan hoorie, een ou kyk na my, maar dit voel of dit Satan self is wat na my kyk. My pa was saam. Sê my pa vir my, luister, kom dat ons loop. Ons hoort nie hier nie. En toe ons omdraai en loop, toe skree die een vir ons, why you running away so quick? My pa sê, moenie hom antwoord nie, ons moet hier uitkom, want dit is nie die gees van God nie, hierdie gees bots met ons gees. Was daar ooit vroue profete? Heel wat. Ja, hier lees ons van 8 van hulle. Ek wil hierso 'n stelling maak. Alhoewel God vroue profete gehad het, met uitsondering van Deborah, sy was die enigste een wat 'n rigter was. Maar andersins was die vroue nooit leiers gewees nie. Hulle was die boodskappers gewees. En God het selfs 'n donkie en kinders gebruik. Hy het vir klein Samuel gebruik. Hier in Numeri lees ons van die donkie, né? Ja, ek het dit nou die dag. William. Ek het nou die dag van my meisiekind gelees. Sy het gelag toe ek vir haar sê die donkie praat. Ja. Maar ja, dit was Here kan enige iemand gebruik, enige iets gebruik om sy Dis reg. En dan lees gou vir ons hierdie een. Blus die gees nie uit nie, verag die profesie nie. Draai hom vir ons. Ja, verag die profesie en dan blus jy die gees uit. Ja, dit is so eenvoudig dit is. As jy wil wegkom van die Heilige Gees af, verag die profesie. En die meeste van die profete wat in die wêreld op die oomblik is, doen dit. Ja, maar wat hartseer is, as God se profeet uitbeweeg, dan beweeg die demone in. Ja. En hulle vat daai plek. Sjoe. Nou, die enigste profeet wat aan al die vereistes voldoen, wat ek van weet. Ek het haar getoets en die vereistes wat ons nou net na gekyk het, hulle is 'n filletjie. Ja. Ons gaan nou by die groot toetse kom om 'n profeet en hierdie vrou het aan almal voldoen. Kom ons kyk gou-gou hier. Dit is nou die grootste van die toetse. Hulle val sag vooroor en nie agteroor nie, nê? Ja. Kom ons lees gou vir ons. Asof hulle deur engele neergelê word en staan dan dadelik weer op deur die krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees gee krag en het nooit iemand laat val nie en wanneer goddelike heerlikheid hulle laat val, was dit ook nooit agteroor nie. Dis reg. Nou kom ons lees gou van hierdie tekste wat dit ons sê. Die Heilige Gees neem nie krag weg nie, maar gee krag en gawes soos hy wil. Ja, dis 'n belangrike een daai. Kom ons lees hom klaar. So het die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk. En toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval en die stem gehoor van een wat spreek. Okay, so die punt hier is, dit was die heerlikheid wat hulle laat val het. En hulle het vooroor geval. En nou kan ek net vir ons kykers sê, Ellen White het nou vir ons eintlik 'n baie mooi demonstrasie en voorbeelde gegee waar dit gebeur het. Waar sy gestaan het en dan het sy in 'n visioen ingegaan, dan het sy vooroor geval en die mense was nie daar voorberei om haar te vang nie. En sy het afgekom en voordat sy op die grond val, het sy dit asof die engele haar gevang het en haar saggies neergelê het en dadelik het die Heilige Gees in haar gekom en sy het weer opgestaan. En wanneer sy opgestaan het, het haar oë gestaar. Hulle het glad nie geknip nie. Sy het nie asem gehaal nie. En sy het onbeperkte krag gehad. Ek gaan nou voor ons nou verder lees, hier gaan ek net gou vir ons kykers sê. Sy het op 'n stadium met 'n groot familiebybel, het sy so in haar hand gehad en met die ander hand, die oë gestaar, het sy opgeblaai en tekste uitgewys en die mense het gekom en hulle daai tekste neergeskryf. Sy 20 minute so met daai familiebybel in haar hand gestaan. Die mense het gekom, hulle het 'n veertjie voor haar neus gehou. Party was nie oortuig nie, toe hulle 'n kers gebring en hulle het 'n kers so voor haar gehou om te kyk of sy asemhaal. En hulle het haar oë dopgehou om te kyk of haar oë op enige stadium knip. Sy het baie keer op tot 'n halfuur langer het sy in 'n visioen ingegaan, die hele tyd nie asem gehaal nie
nie een keer die oë geknip nie, en dit is iets wat net met goddelike krag kan gebeur. Geen vals profeet kan dit vervals nie. En dit het in die begin van haar roeping het dit gebeur. Later toe, want die rede hoekom dit in die begin gebeur is waar God hierdie dinge oral laat kom, sodat die mense kan sien sy is 'n profeet. Ja. Okay, lees vir ons nou hierso. En hy het vir my gesê, mense kan staan op jou voete, dat ek met jou kan spreek. En dit is nou, soos jy gesê het, Leon, sy het vooroor geval, saggies net voor sy grond geval, het sy neergelê, en toe dadelik weer het sy opgekom, staan. En hierso is dit weer dieselfde, ja. Ja, daar het ons die voorbeeld. En die Gees het in my gekom, sodra hy met my gespreek het, en my op my voete laat staan. En dan kyk al hierdie voorbeelde. So as die mense nog soortgelyke tekste wil lees, kopie hierdie en lees hulle. So het hy gelê, en dan het die Heilige Gees in hom gekom en hom laat opstaan. So dat die heerlikheid het hom laat val, die Heilige Gees het hom laat opstaan op sy voete. En nog 'n ding wat ek net kan noem, is daar, as Ellen White omgedraai het en iets was na haar pad, en dan het daai iets getrek. Want die krag van die Heilige Gees wat in haar was onbeperk. Nou hier is een uitsondering wat mense al vir my sê, maar ja, Saul het op die grond gelê. Die Heilige Gees het Saul op die grond laat lê vir 'n volle dag, maar voor hy hom laat lê, het hy hom eers sy koninklike klere laat uittrek as 'n teken dat God hom verwerp het as koning. So hierdie is eintlik 'n geïsoleerde geval wat nie by die normale behoort nie. So daar het hy gelê vir 'n hele dag sonder sy koninklike klere. Nou die tweede ene, tydens die visioen bly die oë oop. Nou hier is die tekste. Hy wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval, maar sy oë is oop. Wat neerval, maar sy oë is oop, met nou weer van aan die vers af. King James sê ook, with eyes wide open. With eyes wide open. Ek het nou hierso gaan kyk wat die ander vertaling sê. Ons 53 vertaling sê en geopende oë. Nou daai kan vertolk word dat God het hulle insig gegee. Dat dit nie noodwendig die oë is nie. Maar kyk, daai vorige het duidelik gewys, dit is die oë wat oop was. Having his eyes open, dis die ASV vertaling. Die JPS vertaling sê yet with opened eyes. Die Geneva sê falling in a trance, had his eyes opened. King James is eintlik vir my die mooiste. Falling into a trance, but having his eyes open. Ja, dit is baie duidelik. Ja, so die oë bly oop, en ons het gesien dit was die geval by Ellen White. Wanneer sy 'n visioen gekry het, was die oë geopen. So dan kan ons sê, maar sy oë is oop. Maar sy oë is oop. En dan die derde ene, die laaste ene. Tydens 'n visioen het hulle ook geen asem nie. Toe het ek alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien, en geen krag het in my oorgebly nie, en my gesonde klere het aan my verander en verdwyn. Okay, ek wil net gou hier pos. Geen krag nie. In ander woorde, daar waar hy op sy gesig gelê het, hierdie een is nou 'n bietjie verkeerd om, nie? Hy lê op sy rug, dit is wat dit nie moet wees nie. Daar is geen krag wat oorbly nie. Hy kan nie rondrol nie, hy kan nie lag nie, hy kan nie huil nie. Hy lê en hy's bewusteloos soos iemand wat besig is om dood te gaan. En hy lê en wag vir die Heilige Gees om hom krag te gee om op te staan. En toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig op die aarde geval. Daar is hy. Wat my aangaan, bestaan daar nou geen krag in my nie, en geen asem het in my oor gebly nie. So daar het ons dit. Baie duidelik. As 'n profeet in die begin van sy bediening nie hierdie in die openbaar, hierdie gebeure in die openbaar, juis om vir die mense te wys, hierdie is 'n profeet van God. Dit gebeur nie in die geheim in die binnekamer nie. As dit is wat in die Ou Testament met die profete gebeur het, en dit is outomaties moet dit mos dieselfde wees in die Nuwe Testament.
die enigste profeet waarvan ek weet wat aan al hierdie vereistes voldoen. Die moderne profeet. Dis reg. En daarmee is dit die einde van ons storie Ja. en ek gaan vir ons afsluit. So. Ons hemelse Vader, ons wêreld word mislei. En ons wil vra dat U ons oë sal open, dat ons nie saam met die wêreld mislei sal word nie. Wees met elke kyker, vul ons met die Heilige Gees, dat ons net in waarheid sal wandel. En ons bid en pleit dit in die wonderbare naam van ons Here Koning Jesus. Amen. Amen. En daarmee groet ons. Totsiens.